Welkom terug by die groot ontbyt. Ek en Jennifer is bekommerd want ons gaan later 'n chill, amper sê ek dit. Ons gaan later ietsie eet. Maar dis natuurlik na aanleiding van die onderhoud wat ons nou gaan voer. Tanya de Kok sluit by ons aan via die interweb. Nou, jy moet hierdie mooi verstaan. Sy is 'n kompeterende russie-eter. Ja, 'n kompetisie russie-eter vir pryse en alles. 'n Professionele russie-meisie. Beter bekend as Chili Girl Cape Town. Ja, ons het onlangs nou Suid-Afrika se verteenwoordiger geword vir internasionale chili eet kompetisie. Dis 'n interessantigheid ons nou oor gaan gesels, maar kom ons hoor by haar. Goeiemôre Tanya. Môre, hoe gaan dit? Wit warm. Baie dankie. Tanya, dis lekker om mee te gesels môre. Ons het soveel vrae. Ek en Jennifer het nou al van gister af die hele dag net vra oor hoe, wat, waar. Jy kom van Mamasbury af, maar het jy as 'n kind byvoorbeeld, jy's 'n chili eter, het jy warmkos by die huis geëet? Is jy 'n familie wat warmkos geëet het? Nee, eintlik nie. Ons sal miskien so kerrytjie of so eet, maar niks eintlik nie. En ja, ek het begin deur daai russies wat jy so in die Italiaanse restaurante kry, het ek so op my pizza geëet. En van daar af het dit opgebou na Tabasco en ander hotsouse. En ja, my man het altyd vir my die warm souse gaan uitsoek. Dit het eintlik eers begin hier op universiteit. Ja, en van daar af het dit net gegroei en ek het besef daar is wat hulle noem super hot chili en ek het net dit begin probeer. Dis nogals indrukwekkend om te dink, okay, jy's nie noodwendig in 'n huis geword nie, maar jy het uiteindelik eers later ontdek. Nou jou eerste kompetisie waaraan jy deelgeneem het. Hoe het jy beland in jou eerste russie eet kompetisie? Wel, dit is 'n interessante storie. Ek het 'n advertensie gesien vir Festival of Fire in 2023. En ek het dit op 'n Sondag op sosiale media gesien en ek het braaf gevoel en toe dink ek, wel, ek gaan dit probeer. Maar ek het nie eintlik besef dit gaan vir 'n regte dit is nie wat ons moet eet nie. So ja, dit het ek ingeskryf en ek dink hulle het gedink, okay, kom ons kyk of sy dit kan hanteer. So ek moes 'n audisie doen waar hulle vir my een van hierdie russies die Trinidad Moruga Scorpion gestuur het. Ja, hulle het kom aflewer so vir my en gesê, okay, jy moet dit asseblief eet op kamera en dan vir ons die video stuur. En dan moet jy sit met die brand vir 2 minute, dat hulle kan sien of ek dit kan hanteer. En toe daarna te bel hulle my en sê, asseblief kom kompeteer. Eers het hulle gekyk of hulle regtig nie dalk per ongeluk 'n geel, 'n ander russie gestuur het nie. Ja, en dis die eerste keer toe ek nou in die kompetisie was. Ja. Hulle was verbaas hoe jy die chili gevat het. As jy daai foto kyk, dan is ek ook verbaas na die kompetisie hoe jy lyk in vergelyking met die rooi gesig wat eerste plek gekry het. Dit lyk asof jy 'n brand kan hanteer. Dis verskriklik. Hoorie, sê vir my, is daar 'n geheim? Wel, jy gaan nie seker jou geheim verklap nie, maar is daar so half tips wat 'n mens kan volg wat jy weet om te oorleef deur so besigheid? Wel, die wenner daar, Gary Concar, hy was daai tyd die Suid-Afrika kampioen. So dit was nie maklik om teen hom te kompeteer nie. Maar ek dink baie mense vra deesdae op my, het jy 'n mediese kondisie? Ja. Kan jy pyn voel? En die eerlike waarheid is, ek voel dit. Dit is verskriklik steur, jou maag begin kramp, jy moet baie fokus om jou brein amper af te skakel van jou liggaam en net amper sit te mediteer. En ek dink dis hoekom ek of so kalm lyk, net daar kan sien as ek probeer net fokus. Maar wat mense nie daar sien nie is my maag brand, keelbrand. Ja, dit is verskriklik, maar ek dink as dit kom by enige wenke, ek het eers hierdie jaar geleer dat wat help is om 'n glas melk voor die tyd te drink, want jy dink daaraan na die tyd, maar hulle het gesê voor die tyd ontbyt of wel 'n maaltyd soos oats en piesang of iets wat 'n bietjie jou maag kan aligning vorm. Ja. En dan as ook iets wat ek nooit geweet het nie is pickle juice. Kies ek weet nou nie wat dit wat mense pickle juice, ja. Agurkiesous. So dit help agurkiesous, ja.
Dit sou ek in my daai is al wat lewe ek nooit kan sê. gedink het nie, dat jy agurkie sous moet drink. Ek was ook verbaas dat jy audisie moes aflê voordat jy die kompetisies doen. Ek leer nou 'n klop nuwe dinge. Maar hoe werk hierdie kompetisie? Want ek het nou geen idee nie. Verstaan, gee hulle vir almal dieselfde russie? Moet jy 80 russies in 'n minuut eet? Eet jy tot jy nie meer kan nie? Is dit so, hoe werk so 'n kompetisie? Ja, so daar's verskeie reëls wat hang af van die kompetisie waarna jy deelneem, maar met die ene wat ons nou gedoen het of gewoonlik is dit sê nou maar so 8 tot 12 die deelnemers wat op die verhoog sit en dan gee hulle vir jou 1 chili op 'n slag. Dis die eerste kompetisie het so gewerk. Byvoorbeeld jy begin met 'n jalapeno wat sê nou maar 2000 tot 3000 of so Scoville units is as ek reg onthou. En dan dan sit jy vir 2 minute dat dit brand en dan kyk hulle wie kan dit uithou. En dan kom die volgende een en die volgende een en dan bou hulle al hoe warmer. Hulle gee vir jou al hoe warmer russie. En ja, in hierdie kompetisie wat julle nou wys is daar moes ons sekere rondes meer as een eet. So dit was 'n internasionale maatskappy League of Fire wat dit kom aanbied het hier en die vrou wat dit aanbied daar is die UK Chili Queen, Shaina Wasim. So dit was ongelooflik om te sien hoe 'n vrou dit ook aanbied. Ja, maar soos julle kan sien is daar melk voor jou. As jy die in 'n emmertjie, as jy sê, ek het nou genoeg gehad, dan kan jy loop en dan jy uit. Of as jy die melk drink, so hulle sit dit daar om jou te tart, want as jy dit drink is jy uit. En dan ook natuurlik as jou liggaam dit nie meer kan inhou nie. So ek was nog byna elke kompetisie tot en met die spoedronde, so dit is nou as daar nou nog deelnemers oor is, maar al die russies het ons nou al geëet, ons is nou al op die warmste en hulle weet nou nie hoe gaan ons nou die wenner bepaal nie. En dis waar die spoedronde dan inkom. En dan ek dink in hierdie ene moes ons 9 russies eet. Dit was 'n bord van hierdie ouetjies. So Jy vat nie net 'n hap nie, jy moet die hele russie eet. Jy moet die hele een eet en dan moet jy net die stingeltjie ophou of ja, jy moet net wys jou mond is leeg. Ja, so dit is waar ek nogal sukkel want jy moet so fokus om nie naar te raak nie met daai volume en teen daai spoed want gewoonlik wat ek nie genoem het nie is dat in die eerste paar rondes dan sal hulle sê okay, jy het 'n minuut vir elke chili en dan met die spoedronde dan is dit wie eerste klaar maak. My goeie, my mond is aan die brand klaar net om met jou te praat. Ek kan vir nie meer praat nie. Ek weet hoe kom jy so 'n bietjie senuweeagtig is. Ek is baie jy weet wat later kom. Dis presies. En dis eers die wat Tanya eet nie. Tanya, as jy nou praat oor russies, is daar ene wat is die warmste russie wat jy nou al geëet het? Sjoe, dit is nogal 'n bietjie van 'n debat in die wat hulle noem chili community. Want volgens die Guinness World Book of Records is die Carolina Reaper die warmste russie. Hy kom van Amerika af en daar is ook stories dat daar nou Pepper X is, maar hy is nie beskikbaar nie. Volgens my, ek dink dat ek weet nie of dalk het iemand hierso al 'n jalapeno een dag geproe en die volgende dag geproe hulle ander een en dit is baie warmer. So ek vind dat partykeer is die russie, die tipe russie net warmer, maar wat ek noem my nemesis, my vyand is hierdie enetjie wat ons noem die chocolate butla. Nou moenie dat die naam julle flous nie, dit proe nie so sjokolade nie, dit proe net soos vlamme wat in jou keel afgaan en hy het 'n verskriklike nasmaak ook wat ek voel 3 dae later proe jou mond nog so half soos blik. Maar bygesê daar is ook mense wat dit in souse gebruik wat dan is dit baie lekker. So jy kan hom lekker maak, maar as jy hom net so eet is hy rof. So ek sal sê hy is my vyand. Jy het nou te midde van hierdie uitdagings, jy gekwalifiseer vir 'n internasionale kompetisie. Vertel ons asseblief daarvoor. Ja, so ek het tweede plek behaal, so ek het nou nie gedink, hierdie was die Afrika belt waarna ek nou deelgeneem het, by die volstruisplaas hierso in Kaapstad. En toe het die wenner Royce McCain het hulle genooi om deel te neem en het hulle my ook genooi. So dit was 'n groot verrassing. So ons gaan in einde Augustus ergens gaan ons Italië toe en verskoon my Italiaans, maar die Fiera Mondiale del Peperoncino is die fees se naam en dit is in Rieti, Italië. Ja, so sien nogal baie uit daarna. Ek is net besig om te probeer geld insamel want ons het slegs 'n week gehad om te bevestig dat ons of ons kan gaan of nie. So toe het ek maar net gedink die Here gaan voorsien, ek gaan net sê ek gaan. En ja, my vriende en familie en almal het my baie ondersteun in hierdie mal situasie. Dit is so lekker om te hoor oor hoe jy hierdie russies aanpak, want dit is iets heeltemal anders wat ons nie gewoonlik oor praat nie. Ons ken nie noodwendig hierdie wêreld nie. Hoe baie vrouens neem deel?
Sjoe, ja, so dit is ek dink dit raak elke jaar 'n klein bietjie meer. Die eerste jaar wat ek in die kompetisie was, ek dink dit was ja, daar was miskien 2 vrouens. Ek dink dit is gewoonlik omtrent so 2 vrouens, 3 vrouens en dan meestal mans. Ja, so dit is nogal intimiderend, maar ek dink en dis hoekom ek die rooi lipstifie ook dra elke keer. Ek kom daar en ek kom al vroulik aangetrek en dat mense dit nie verwag nie. En ja, ek is ook altyd omtrent die kortste daar. So dit laat my nou nie afsit nie. Hulle onderskat jou so 'n bietjie en dan Klein stokkie dinamiet. Nee, Ja, precies. dinamiet en klein. Tanya, so 'n kompetisie. Dis 'n klomp geld om daar uit te kom. Hoe jy soos jy sê, jy kort kennisgewing, dis 'n wêreldkompetisie. Mens moet eintlik nogal ek dink mens moet Springbok klere kry en rusie eet. Hoe gaan jy daar uitkom? Is daar 'n manier wat mense jou kan help om daar te kom? Ja, so ek het 'n backup buddy page begin want Royce McCain wat die wenner was, hy het dit ook gedoen en ons gaan alhoewel ons teen mekaar gaan kompeteer, gaan half saam om Suid-Afrika te verteenwoordig en ek hoop om vrouens ook te verteenwoordig. En so ja, ons het dit oopgemaak vir mense wat dalk wil 'n R50 of ietsie gee, as ook net om te deel, die storie te deel en of borge of enige iemand wat kan uithelp. Want ja, dit is nogal baie en dit is nie so ver vanaf nie. Nou, net so laastens, Tanya, jy kan nou nie byvoorbeeld bietjie strek of jy weet 2 keer om die veld hardloop voor jy begin nie. Hoe berei 'n mens voor vir hierdie kompetisie? Ja, so ek het die eerste 2 jaar niks geoefen nie. Nie geweet wat voor lê nie. Wel die tweede jaar 'n bietjie, maar ek het net so half opgedaag. Hierdie jaar was ook moeilik want ek was in Australië om my sussie se kleintjie te ontmoet, maar ek moet sê my sussie se man het vir my 'n plek gekry in Perth wat ek in iemand se motorhuis kon russies koop en toe het ek in die aande Carolina Reaper in my kos geëet en so, maar nie soos volume tipe goed nie. Maar as jy na my Instagram of TikTok gaan kyk, sal jy sien daarso het ek laas Vrydag byvoorbeeld het ek 20 van hierdie monstertjies op 'n bord gesit en gesê ek gaan kyk hoe vinnig ek dit sonder 'n breek kan eet, want soos ek gaan nou met die spoedronde is my probleem. So ek moet kyk of ek daai volume vinniger kan inkry. En jy moet jou toleransie opbou. So ek eet verskeie tipes, jy kry ook Carolina Reaper wat in 'n poeier gemaak is wat jy oor jou kos kan strooi. Al daai tipe goeders help om jou toleransie op te bou. Want as jy dit is 'n seisonale ding. So met ander woorde net in somer is hierdie eintlik 'n ding, want is al wanneer hulle die russies kan groei. So elke keer as ek weer die eerste keer so een eet, dan is dit nogal rof op jou maag en jy besef weer, jy begin weer by 0. Genade. Tanya, baie dankie vir ons by kom kuier dit. Sterkte by die Pacatone se Italiano di Pecorino, wat dit ook al is. Ons is ek wil nie sê ons ondersteun jou nie, want ek wil dalk brand my hande of so, maar ons vasbyt, ons dink aan jou en alle sterkte. Baie dankie, ek waardeer dit en dankie dat ek saam met julle kon gesels vandag en 'n bietjie kan kuier hier. Ja, 'n warm storie. Tanya de Kok. Jennifer, is jy reg? Ek weet nie. Aan die einde van die program. Weet jy, ons het nou opgebou, jou paniekvlakke is hoog. Nou ja, later, na die volgende onderhoud. Want die volgende onderhoud is met Christia Visser en dan Maat Oukamp. Ag, wie jy, oulike mense. Hulle is hier in die ateljee net na die advertensiebreek. Maar ons gaan eers 'n bietjie praat oor julle sosiale media terugvoer. Want ons het jou gevra, wat is jou storie oor warm kos, brandkos wat jy al geëet het? Net hierna.